Twee van die grootste foute wat jy kan maak as jy vir SARS geld skuld. Nommer 1, moenie jou kop in die sand druk nie. SARS met AI kan dit optel en dit gaan ook nie goed wees vir jou nie, want jy gaan heeltyd oor jou skouer moet loer oor belasting wat jy nie verklaar het nie of wat jy net probeer ignoreer. Punt nommer 2 is, as jy SARS moet terugbetaal en jy kan nie 'n afbetaling ooreenkoms nagaan nie, want jy kan dit nie kan bekostig nie, moet dit nie eens doen nie, want jy gaan SARS se tyd mors, jy gaan jou eie tyd mors, jy gaan nie kan nakom nie en SARS gaan nog steeds vir jy agter jou aankom. So wat is die oplossing? Daar's basies 2 oplossings. Die eerste een is, die ideaal is 'n SARS compromise, waar ek vir SARS sê, ek skuld jou R100.000, ek kan jou net R10.000 gee, hier is die verskeie redes, ek motiveer dit so, en SARS sê, yes, ek stem saam, ek aanvaar R10.000, en ek skryf die verskil af, met die groot voorwaarde is, van hier af gaan jy soet wees, van hier af gaan jy compliant wees by SARS. So dit is die ideaal wat jy met enige soort situasie wil hê. Op worst case scenario, compromise. Die alternatief is, as jy selfs nie met dit kan regkom nie, is daar natuurlik opsies soos likwidasies, wat jy ook na kan kyk, wat jy die maatskappy moet likwideer, vrywilliglik, of natuurlik as iemand anders dit teen jou bring. Maar vrywillige likwidasie is 'n opsie, en if all else fails, is dit die route om te gaan. Enige van die 2 opsies, kontak ons kan jou bystaan. Likwidasies het ons spesialiste waarmee werk, compromises doen ons self, en ek is Jasper Basson van Drake Holdings, Monthly Accounting and Tax, en ek werk al in die praktyk vir 20 jaar. Ek sien uit om jou te help.